Môre gemeente, ons maak oor Psalm 18. Psalm 18 is ons daar vers 1 en 14. Psalm 18 vers 1 en 14. Ons gaan afsluit met Psalm 89. Psalm 89, ons gaan sing vers 1 en vers 11. Psalm 89 vers 1 en vers 11. Na die foto met die seëngroet sing ons dan spontaan Gesang 151. Gesang 151 vers 1 en 2. Ons hou die tema dan ook vanmôre in gedagte. Wanneer ons ook in die adventtyd is, die afwagting van die koms van Christus, soos dit die Ou Testament dan voorspel, die koninkryk van die oorwinnende koning. Die koninkryk van die oorwinnende koning. Mag ons ook in vanmôre se gedeelte dalk oplet na die verskil tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die wêreld. Koninkryk van die oorwinnende koning, Psalm 89 vers 1 en 11, en dan na die foto met die seëngroet, Gesang 151 vers 1 en 2. So
Kronieke 16 vers 31. Laat die hemele bly wees en die aarde juig, en laat hulle onder die volke sê, die Here is koning. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van die eniggebore en van sy voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Geliefdes, ons luister na die wet van die Here, soos wat ons dit dan vind in Eksodus hoofstuk 20. Eksodus hoofstuk 20 van vers 1 tot vers 17. Kom ons luister aandagtig na die wet van die Here wat hy vir ons geskryf het met sy eie vinger. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode vir my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons bely ons skuld voor die Here deur te blaai na Psalm 38. As verootmoediging voor hom, sing ons vers 1 en vers 17. Ons bely dan ook eerlik ons skuld voor die Here, sonder om dit weg te steek met vers 1 en vers 17.
Kolossense 1 vers 13 tot 14 sê: Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Daarom, geliefdes, aan almal wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van God, die vergifnis van jou sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade wat ons alleen kan vind in Jesus Christus se soenverdienste, dit verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in sy sonde bly lewe. Geliefdes, kom ons gaan ons geloofsbelijdenis doen, maar ons sal dit môre saam sing deur te blaai na Gesang 82. Gesang 82, ons sing vers 1, 2 en 3 as ons geloofsbelijdenis hardop dan ook voor mekaar. Geliefdes, ons maak oop by Psalm hoofstuk 2. Psalm hoofstuk 2 en ons gaan daar lees al die verse tot by vers 12. Psalm hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 12. Die stryd en die oorwinning van die Messias. Dis die opskrif hier daar. Kom ons, terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed saam. Onse God, onse Vader wat in die hemel is. Ons kom staan voor U, Here, alleen in die naam van U Seun Jesus Christus. In Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Ook ons, Here, wanneer ons tot die Vader nader, is dit in Hom en deur Hom en tot Hom, in Jesus Christus. En Here, wanneer ons ook voor U kom verskyn, dan kom verskyn ons nie in ons vleeslikheid nie, maar deur die Gees wat in ons harte werk, wat vir ons kom heilig en afsonder, sodat ons ook vanmôre, Here, in hierdie erediens geseën mag word met U woord, om daaruit ook te leer en versterk te word vir ons fisiese lewe elke dag.
Gee U vir ons ook hierdie lewensbrood. Voed U ons en sterk U ons. Hemelse Vader, ons kom staan voor U ook met dankbare harte vanmôre, met die lieflike reën wat ook so wyd geval het. Ons sê vir U dankie ook daarvoor. Vir hierdie dorsland, Here, kom U en bring U ook so die seën. Mag U ook so ons harte seën met U woord. Mag U ook vir ons as gemeente, Here, verryk in die kennis van God die Vader in Christus Jesus deur U Gees, soos die reën is op die land. Hemelse Vader, ons kom staan ook voor U in diep afhanklikheid. Ja, Here, U is ons skepper, maar ook ons onderhouer. U sorg vir ons in alle opsigte. En so kom ons ook, Here, nie net met ons geestelike behoeftes voor U staan nie, maar ook met ons materiële behoeftes. En ons vra vir U, Here, dat U vir ons na liggaam sal gesond het, dat U vir ons sal versterk in ons daaglikse werk, dat U vir ons sal versorg, soos wat U elke dag doen. Maak ook so, Here, dat ons oë daarvoor oop sal wees, dat ons ook vir U die eer sal gee, wat ons eet en in wat ons aantrek, en wat ons mag hê op hierdie aarde, as erfstukke, as leenstukke van U af. Hemelse Vader, terwyl ons dan so met U woord oopsit, gee dat ons hele lewens sal bepaal en sal rig op dit wat U vir ons leer uit die woord uit. Want U gee ook vir ons die ewige lewe. U gee nie net vir ons 'n tydelike aardse bestaan, maar 'n ewige uitkoms, 'n ewige toekoms, 'n ewige verlossing, 'n saligheid, 'n hemelse huis, 'n Vaderhuis. Gee, Here, dat ons ook hierin versterk sal word. Veral, Here, waar ons vanmôre ook in hierdie Psalm 2 gaan fokus op die koninkryk van die hemele. Open hier ons harte en ons verstande, want die diensknegt en die diensmaagd, die beluister. Amen. Psalm 2. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Vandag het ek self U gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Ons gaan fokus plaas op vers 6. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die afgelope 2 Sondae het ons dan ook gefokus op die koms of die koms van die beloofde Messias en wat die afwagting en verwagting van hom behoort te wees, die beloofde Christus. Ons het gelet op hierdie Christus wat beloof word as die hoogste profeet wat gaan kom in Deuteronomium 18 vers 18. Ons het in Psalm 110 gelet op hoe hy ook die
priester-koning is, die hoogste priester, die ewige priester, maar ook koning. Vandag sien ons in Psalm 2 die oorwinnende koning, 'n strydende koning. Nou al drie hierdie ampte van profeet, priester en koning oor hierdie een hemelse koninkryk word saamgevat in die persoon van die Here Jesus Christus. Die Christelike geloof omsluit al hierdie goed. En ons as Christene moet dit verstaan. Ook wanneer ons in hierdie adventtyd, soos die kerk dit nou sê, die tyd van die afwagting van die geboorte van Christus onsself in bevind. Nie dat hy nie gebore is nie, en dat hy nog gebore moet word nie, maar die afwagting wat die volk Israel moes hê, moes hulle laat begryp het wanneer Christus gebore word, daar is die lam van God. Dit is hoe hulle dit moes geken het. Laat ons dit inderdaad so erken. Nou Psalm 2 wys hoe die eerste koms en die tweede koms van die koninkryk van die hemele bekend gemaak word. Die eerste koms sal uit die aard van die saak ook dui op hierdie koning is die gesalfde. Die tweede koms sal hierdie koning ook wys hy's die gesalfde wat heers oor alles en alles oor die regter is wanneer hy weerkom. Die koninkryk van die ewigheid af is reeds daar gewees. Dit het nie eers gekom met Christus se geboorte nie. Daarom, wanneer Christus kom, sal hy uiteindelik vir ons hierdie koninkryk ten volle kom bekendstel. Nie eers die koninkryk bring nie, maar die koninkryk kom bekendstel. En nu ook nie net die bekendmaking. In die bekendmaking, wanneer hy kom vel hy ook 'n geweldige stryd. Hy kom voer 'n geweldige stryd waarin daar 'n uitslag gevel moet word. En hierdie koning sal oorwin. Alles in hierdie afwagting en die verwagting van hierdie koning. En hy doen dit alles sodat hy sy kinders kan waarborg en verseker. Hulle is ingesluit in die koninkryk van die hemel. En daarom ons tema vanmôre, die koninkryk van die oorwinnende koning. Geliefdes, in die eerste plek, ons let op die salwing van hierdie koning as vers 6 sê, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Geliefdes, in die Ou Testament, wanneer die Psalm geskryf word, verwys dit in die eerste plek na die Ou Testament konings van Israel wat gesalf is. En wanneer hulle gesalf is, word hulle gesalf deur 'n profeet. Dit was die amp in die werk van die profeet om ook die konings te salf. Dit bedoel uiteindelik dat hierdie koning wat nou gesalf word, is van 'n goddelike stand. En God gaan vir hom bystaan in hierdie simbool van salwing. Maar ook slegs met die hulp van God sal hierdie aardse koning oor Israel kan regeer. So is dit dan 'n simboliese voorstelling, hierdie salwing, van hoe God sy konings sal toerus met geestelike gawes om hulle roeping te kan uitvoer. Jou roeping op hierdie aarde word bepaal deur jou geestelike kragte, wat jy agter jou fisiese kragte insit. En dit is die simbool van die salwing. Hoe hierdie konings gaan regeer, word dan ook vir hulle uitgewys in hierdie salwing deur God alleen, deur die geestelike kragte van die Here. En so word die salwing dan ook die belofte dat die Here hulle sal bystaan in hulle regeertyd. Maar die salwing het ook 'n betekenis van om geheilig te word vir God. En heilig beteken om eenkant gesit te word vir die Here. Hierdie koning gaan nie en moenie op sy eie optree en maak wat hy wil nie. Hy moet regeer deur God wat in sy hart praat. Hy moet sy God nader wanneer hy regeer.
Die salwing wil hom ook so heilig. En helaas, dat val hierdie salwing uiteindelik ook hierdie klem op die feit dat hierdie koning, al is hy 'n aardse koning wat gesalf is vir Israel, moet homself beskou as 'n kind van God, 'n seun van God. In hierdie verbondsverhouding tussen God en sy gesalfde. Nou vir die aardse konings moes hierdie goed vir alles so simbolies wees. En die een vir wie dit werklik uitgestaan het, was koning Dawid. En ons lees ook daar in 2 Samuel 7 vers 14 by koning Dawid dan hierdie woorde wat dit so saamvat. Wanneer God dan deur die profeet sê, ek sal vir hom, dis Dawid, 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Sodat as hy verkeerd handel, ek hom sal straf met 'n menslike roede en met slaag van mense kinders. Dit sal die verhouding wees. Dit is wat die salwing simboliseer. Die woord salwing of gesalfde is dan in Hebreëus Messias. In Grieks Christus. Dieselfde woord, 3 tale. Messias, Christus, gesalfde. En daarom raak hierdie woord gesalfde ook 'n selfstandige naamwoord wat verwys na die gesalfde. Nie net 'n gesalfde nie. Want hierdie hele Ou Testament seremonies word in hierdie Psalm 2 gewys na iets meer as net hierdie gewone koninklike salwings. Die trant van Psalm 2 gaan na die hemel toe. Die hele Ou Testament se seremonies was daarom bedoel om 'n afbeelding te wees, iets hierna te wys, groter as die salwing van konings op die aarde. Die ware seun van God, die eintlike gesalfde een, die eintlike Messias, die eintlike Christus. Al die aardse konings se salwings moet dit vergestalte. En daarom die slegte konings van Israel was nie net slegte konings ten opsigte van die koninkryke van oor Israel en hulle swak regering nie. Hulle was uiteindelik die teenbeeld van die eintlike heenwysing waarna hulle moes heenwys na Christus toe. Uiteindelik was hulle swak koninkryke godslasterlik. Nie net 'n mislukte koninkryk nie, maar hulle het nie heengewys na die salwing en die koning van alle eeue nie, wat moet kom. Hulle moes gewys het na Christus, en menigte het hierin geval. Ook iets van die salwing van die Christus. Ander aardse konings se salwing het eers in tyd plaasgevind hier op aarde. Maar Christus se salwing vind in die ewigheid plaas. Iets wat hierdie aardse konings moes voorstel in die tydelike. Daarom sê vers 7, die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Dis 'n goddelike besluit, ook 'n ewige besluit. En God neem nie eers vir Christus aan as sy seun by sy menswording of by sy geboorte nie. Hy is van ewigheid af seun van God. Hy is die enige gebore seun van God, anders as die ander konings wat aangenome seuns is hierdie seun van God, God se seun. En daarom van ewigheid af gegenereer. Die woord vandag in daardie gedeelte is die ewige begrip van die ewige teenwoordige tyd van nou. As jy in die ewigheid sê vandag, is dit nou. In die ewigheid is nie 'n gister en 'n môre nie. Daar's altyd net vandag. Die nou.
Die Here Jesus Christus se salwing is van ewigheid af. Die goddelike salwing as koning oor die hele kosmos. Die aardse volke en die aardse nasies se koninkryke moet kennis neem. Daar is 'n koninkryk oor hulle, van lankal af. Daarom in die tweede plek, Jesus Christus is die ewige koning in sy koninkryk. Vers 6 sê, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Geliefdes, ons let op die woord Sion. Nou Sion verwys na 'n koppietjie in Jerusalem, aanvanklik, maar later word die woord Sion die hele Jerusalem, en later uiteindelik die koninkryk in Jerusalem, later word dit die hele volk, en veel later word daarna verwys as Sion, die hemelse koninkryk wat ontstaan het uit Jerusalem uit. Wat sy wortels, sy voete kom neersit het in Jerusalem. En daarom word Sion nie 'n plek op aarde meer nie, maar 'n ewige hemelse koninkryk wat oor alles en almal regeer. So sê Hebreërs 12 vers 22. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. Dan betree ons die Sion wat God bedoel het, waarvan die Sion op aarde net 'n afbeelding was. Van hierdie Sion af regeer God oor alles. En so word ons oë oopgemaak vir hierdie Sion deur die koms van die Here Jesus Christus na die aarde. Die koninkryk van die hemel is 'n werklike realiteit. Nie net ons idees of die vlug van ons verbeelding nie. Dis 'n werklikheid. En hierdie werklikheid vind 'n konkrete realiteit in die geboorte van die Here Jesus Christus as mens op aarde. En kan in die geskiedenis van die wêreld ook nie meer ontken word. Daarom het die Here Jesus, juis toe hy op aarde was, hierdie woorde geuiter in Markus 1 vers 14. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. God regeer deur sy eniggebore seun Jesus Christus. Nie meer deur die aardse Israel nie, of deur die aardse voorstelling van die koninkryk nie, maar deur sy Sion, sy ewige koninkryk, oor alle koninkryke. Wat van ewigheid af is, maar waarvoor ons oë verblind was, totdat die Seun van God dit vir ons so duidelik kom openbaar het. Maar, al kom hierdie Seun van God, en hy kom word in die tyd 'n mens, sal hy beveg word, want die vyand soek nie sy koninkryk so naby. Vers 3. Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Geliefdes, die aardse konings verlei deur die bose magte van die duisternis, verstaan Christus en sy koninkryk daarom nie. En die bewys daarvan is juis sigbaar in hoe die aardse koninkryke hulle wetgewing toepas, hulle wetgewing maak, en niks het verander deur die eeue nie. En hierdie wetgewings word in die wêreldse geskiedenis nog altyd gerig teen die koninkryk van God. Behalwe as die Here so goed is om vir 'n volk 'n Christen regering te gee, dan is dit in lyn met die woord van God. In lyn met die koninkryk van die hemele. Maar helaas, die meeste koninkryke beveg die koninkryk van God. Om die volke en die nasies te verlei,
om nie te buig voor die Christus en die koninkryk van die hemele nie. En daarom hierdie hemelse koning se waarskuwing in vers 10 en 11. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regters van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewing. Steeds word die aardse koninkryke deur hierdie hemelse koninkryk verantwoordelik gehou hoe hulle regeer. Hierdie hemelse koninkryk slaap nie oor die onreg van die aardse koninkryke. Maar oor die aardse konings en regerders kom die uitnodiging van die koninkryk van die hemele in vers 12. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Nie net die konings en die regerings nie, maar ook die wat in daai konings en onder daai konings en onder daai regerings sorteer vir so 'n volk. In die derde plek, geloof in Christus se ewige salwing hou ons aan die koninkryk. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Geliefde, Sion is God se heilige berg. Weereens die woord heilig bedoel om afgesonder te wees. Hoe werk hierdie afgesonderde heiligheid? Die berg is nie 'n fisiese berg nie, dit verwys na die volk van God, uitverkore geslag. En ons moet hierdie onderskeid kan maak. Ons moet geen gelykstelling kom maak tussen die koninkryk van die hemele en die aardse koninkryke nie. Ons moet hulle deeglik onderskei. En hierin het elkeen van ons ook die verantwoordelikheid, dat wanneer ons onder aardse koninkryke staan, dat ons ook die aardse koninkryk moet hou aan die koninkryk van Christus. Is ons nie dan in sogenaamde demokrasie nie? Waar hulle sê die mense regeer kastig nie? Wie's die mense wat regeer? Is dit nie 'n manier wat die demokrasie die verantwoordelikheid na jou en my toeskuif en sê dit wat jy kry is wat jy wou gehad het nie? Staan almal van ons onbetrokke in terme van dit wat gebeur in regerings? As ons wil roem in die koninkryk van die hemele as die regeerder oor alles? Gewis staan ons nie onverantwoordelik nie. En daarom sy heilige berg. Waar is sy heilige berg? Sy Sion te vind. Ons moet 'n onderskeid maak tussen die aardse koninkryke en die hemelse koninkryk. En dit is om die koninkryk van God te onderskei. Al leef ons onder selfs bose aardse regerings, moet ons weet wie's die koninkryk, hoe lyk hy. Die kerk het steeds die werk om ook hierdie onderskeiding te verkondig. So sê vers 7, ek wil vertel. En daardie ek verwys na God eerste. Maar God sal ook deur sy kerk praat. Sy kerk is ook sy instrument. Sy kerk is ook sy onderdaan. Laat ook ons as uitverkore kinders van God hierdie onderskeiding vertel. Daar is 'n seun gebore en sy regering is die regverdige regering wat vandag heers uit Sion oor alle regerings. En as die regerings ongehoorsaam is aan hierdie koninkryk, sal die resultate daarvan gevoel word deur die onderdane. Maar ons het 'n werk om te doen. Ons moet die koninkryk van God onderskei en verkondig. Ons onderskei die onreg van aardse regerings alleen wanneer ons die geregtigheid van die ware koninkryk van God erken en verstaan. Kennis van hierdie hemelse Sion regering
En hier is die kennis. Hier is die onderskeid. Die Here Jesus Christus heers met 'n offervaardige koninkryk. Teenoor die aardse koninkryke wat hulle self dien. Dit is 'n geestelike onderskeid. Offervaardigheid in Sion, maar selfvoldaanheid in die aardse regerings. Christus regeer deur 'n regverdigheid, maar hulle regeer eerder deur onreg ter wille van eie behoud. Christus gee homself op vir die waarheid. Hulle bedek die waarheid ter wille van hulle self. Christus regeer tot 'n ware vryheid van sondebande van sy kinders en sy onderdane. Hulle gebruik mense se sonde, sin speel op mense se sonde, om te manipuleer vir eie voordeel. Die beginsel van manipulasie is die kennis van die ander een se sonde, en om dit dan te misbruik. Mag Christus vergewe jou sonde. Mense se sonde is daarom die beheer en die omkoop van hulle. Die hemelse koning kom bevry van sondebande. Daar's vryheid. Christus oorwin namens sy onderdane die vryheid tot die ewige onsterflikheid. Aardse regerings verwag van hulle onderdane om dood te gaan vir hulle behoud as regerings. U moet die onderskeid verstaan, sodat wanneer u verantwoordelik gehou word vir u regering, u regering meet aan die koninkryk van God en hom daarby hou. Hierdie is waarheid, waarmee die aardse regerings nie ontbloot wil word nie. Hulle wil wegkry agter dit. En daarom die vyhandigheid teenoor die koninkryk van die hemel, teenoor die Christus. Maar sal hulle wen? Hulle sal nie wen. Uiteindelik dink hierdie aardse konings dat om die Christus te kruisig, sal die koninkryk vernietig en hulle gewetens vrymaak en hulle aanspreeklikheid teenoor hom wegvat. Maar dit sal nie. Soos Herodes en Pilatus, regeerders in die Romeinse ryk, probeer het om dit te doen. Maak hom dood, dan is die probleem opgelos. Die Joodse Sanhedrin, wat in hulle godsdienstige manipulasie die sondes op die volk wou hou, om die volk te manipuleer, moes van Christus ontslaa raak, om hulle mag te behou oor die volk. Maar helaas, in die kruisiging van Christus, is ons sondes vergewe. En so verloor die Satan sy mag oor jou en my, met die koninkryk van die hemel, wat nie weggeraak het nie, maar beter en dieper tot ons harte insink. Die waarheid van die koninkryk van Christus, teenoor die leuns van die selfsugtige aardse koninkryke, sou daarom eerder deur sy dood meer sigbaar word, beter uitgewys word, beter openbaar word. Vers 9, u sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, u sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Nie net word hulle vernietig wanneer die lam ter slagting gebring word nie, maar uiteindelik eendag sal hulle rekenskap moet gee. Hoekom het hulle nie regeer volgens die koninkryk van die hemele wat oor hulle is? En hiervoor sidder selfs die magte van die duisternis.
deur die waarheid ontbloot, die hemelse koninkryk dan uiteindelik die harte van die kinders van die aardse regerings en hulle haat dit. Maar hy ontbloot ook ons harte en ons kry hom lief. Ons wil hom dien. Ons is vergewe, vrygemaak tot die ewigheid. Vers 7 vertel hoe Christus se koninkryk sal uitbrei en nooit oorwin kan word nie. Daarom die woord vertel van die besluit. Dis die ewige raad van God. En sy kerk op aarde ontvang sy genade om die onderskeid te kan maak tussen die koninkryk van God en die koninkryke van die aarde. Om die koninkryke van die aarde aanspreeklik te hou teenoor God. En dis 'n belangrike beginsel. Christene rebelleer en kom nie in opstand teen die regerings nie. Hulle hou die regerings aanspreeklik voor God. Die vraag kom God toe. Uiteindelik, geliefdes, in die koms van die Seun na die aarde, gebore as 'n mens in die tyd, word hierdie hemelse koninkryk finaal bekend gemaak. Aan sy uitverkore kinders bring hy self hierdie waarheid nou tot in hulle harte in. Hy onderhou sy uitverkore kinders se geloof self. Hy sorg deur sy Gees dat hulle hom bly vertrou. Dat hulle staat maak op sy koninkryk. Ten spyte van al die leuns in hierdie wêreld aangaande hom. En so kan sy koninkryk en sy kinders in ewigheid nie verlei word nie. Daarom vers 4. Hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle. En hierin is ons vrede en ons rus, dat hy ons hou aan hom. Hy gaan nie soos 'n Adam geskape of gemaak word nie. Hy word nie nog 'n koning nie. Hy is koning. Hy is gegenereer, sê vers 7. Hy word nie gegenereer nie. Hy is gegenereer. Gebore uit die maagd Maria, nog altyd die eniggebore seun van God. Hy maak die koninkryk vir ons sigbaar. En die wat hom nie wil erken nie, sal teen hierdie rots verpletter word. Uiteindelik. Daarom sê die Here Jesus in Johannes 18 vers 36. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. My koninkryk is nie van hier nie. Maar sy kinders mag sy koninkryk onderskei van die wêreldse koninkryk. En hy kom maak ons oë daarvoor oop, wanneer hy dan ook finaal op hierdie aarde 'n mens word en die oorwinning behaal vir sy koninkryk tot ons voordeel, tot ons ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, so kom staan ons, Here, as kerk voor U. En Here, ons wil buig voor U koninkryk. Ja, Here, ons wil ook 'n stem wees daar na buite toe in die harte van elkeen van ons mense. En selfs verder as U dit wil. Om te waarsku dat die koninkryk van God heers oor kerk en staat. Dat die een die ander een nie moet verdruk en vertrap nie. Maar Here, ons voel so klein en so magteloos. En ons vra daarom vir U, Here, om ons in ons swakheid te moed te kom. Help vir ons, Here, om al helderder U koninkryk te onderskei. As kerk ons posisie te ken. En ons verantwoordelikheid ook uit te leef. Om te vertel wat die waarheid is. In 'n bose wêreld. Dankie vir U koninkryk. Versterk ons harte wat so maklik bewe
en swak voel voor hierdie stryd. 'n Stryd wat U vir ons kom uitwys het, wat nie eers gekom het toe U mens geword het nie. 'n Stryd wat al plaasgevind het met die sondeval. Maar dat U vir ons die oorwinning al reeds kom gee het. In hierdie koninkryk is daar stryd en ons is deel daarvan. Help ons, Here, om dapper te wees as U onderdane en die waarheid op te hou, U naam hoog te hou, U koninkryk te eer en almal en alles aan U koninkryk verantwoordelik te hou. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons gaan afsluit met Gesang 152. Gesang 152. Ons sing vers 1, 2 en 3 van Gesang 152. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.